Maar vanoggend wil ons klaarmaak of maak klaar met die reeks oor gewoontes. Nou ons het so 5 weke reeks wat ons gepraat het oor die gewoontes van ons geestelike lewe. Dinge wat ons kan aanleer in ons geestelike lewe om ons te help met ons geestelike groei. En hierdie gewoontes is baie, eintlik elkeen van hierdie gewoontes en vanoggend weer gaan oor introspeksie op 'n sekere vlak, op 'n ander vlak van jou lewe. Nou vanoggend gaan ons praat oor die gewoonte van volharding. Die gewoonte om einduit te volhard tot die bitter einde toe. So al hierdie goeders gaan oor ons geestelike lewe en asseblief, en ek het dit vroeër al gesê ook in die weke, dat wanneer ons praat oor die geestelike gawes en oor introspeksie, moet ons versigtig wees dat die vyand nie die hele diens jou besig hou met skuldgevoel nie. Want die hele tyd wanneer ons praat oor introspeksie, moet ons besef, ons as mens, ons is nie perfek nie. Daar kom tye wat ons val, daar kom tye wat ons struikel, en wanneer ons praat oor die geestelike gewoontes, of die geestelike maniere wat ons kan aanleer tot vordering en uitbouing van ons geestelike lewe na God die Vader, met ander woorde, verdieping in ons verhouding met Christus Jesus, kan ons baie keer praat oor dit wat ons nie reg doen nie, en dan kom jy van en sê, jy is darem ver, you are beyond saving. En dan voel ons, Here, ek voel so sleg en ek kan nie dit nie, en dan dan neem jy hierdie skuldgevoel aan, en jy dink, maar jy is sleg die hele tyd, die hele diens deur, en dan noem ons iets en dink jy, daar's nog iets wat ek verkeerd doen, in plaas van om te sê, Here, ek gaan hierdie geleentheid gebruik, om hierdie goed toe te pas in my lewe, om my te versterk in my alledaagse lewe. So asseblief, moenie 'n skuldig voel wanneer ons praat oor ons het gepraat oor die gewoonte van goddelike droefheid. Droefheid volgens die wil van God. Wanneer jy bedroef voel, wanneer jy sonde doen en jy voel, Here, ek is so jammer, en daai bedroefdheid lei jou na repentance toe. Godly sorrow leads to repentance. Maar worldly sorrow is jy's net jammer omdat jy uitgevang is. So is 'n groot verskil, maar godly sorrow het ons gepraat oor die sonde wat ons koester in ons lewe. En dit is bietjie challenging somtyds, julle, wanneer ons bietjie praat oor hierdie goed, van wat is dit wat jy koester in jou hart, wat jou weerhou van die Here af. En jy weet hierdie ding weerhou jou van die Here af, maar ons doen dit skelmpies, want dit bring vir jou tog bietjie vreugde. En hierdie sê ek met groot versigtigheid, dis hoekom sonde lekker en maklik is. Want dit vang jou, weerhou jou van die teenwoordigheid van God af. En hoe meer jy besig bly, dit met dieper sink jy af in hierdie gat in van depressie en wanhoop en minderwaardigheid. So vandag wil ek kom praat oor die gewoonte om te volhard, om nie op te gee nie. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei, dink ek bietjie na die mense in die Bybel, die karakters. En ek besef, maar daar was maar meeste van die karakters was almal maar deur 'n bitter moeilike tyd. Gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd. En die een wat ons altyd noem wanneer ons praat oor moeilike tyd is Job. En ek voel menslik gesproke was dit die ou met die meeste rede om te kan moan, was Job gewees. Want Job verloor alles. Die Bybel sê, terwyl die een dienaar kom en sê, meneer, dit het gebeur, kom die ander ene al aan en sê, meneer, dit het gebeur. En terwyl hierdie ene praat, kom daai ene aan en sê, dit het al gebeur. So Job, en gaan kyk ons soveel karakters in die woord, want die rede hoekom ek hierdie noem, is want volharding beteken nie alles gaan smooth sailing wees nie. Anders sou die woord nie gepraat het oor volharding nie. Anders sal die woord nie gepraat het van jy moet einduit volhard. Die wat volhard tot die einde toe sal gered word nie. As volharding beteken alles was smooth, of wat ons, as ek dit eerder so sê, as dit beteken dat ons die Here dien, alles gaan smooth sailing gaan, sou Christus nie gepraat het oor volharding nie. Sou die woord, Petrus hulle nie gepraat oor wees waaksaam nie. Want hoekom dan anders? As ons dan eenmaal deur die bloed van Christus Jesus geseël is, hoekom moet ons dan waaksaam wees as die bloed van Jesus Christus vir ons 'n smooth lewe bring? Te doen nie. En ek wil jou nie afskrik vanoggend en sê, nee, Jessie, ek soek nie moeilike tye nie. Ek gaan vir jou een ding sê, moeilike tye kom nie as gevolg van Christus Jesus nie. Moeilike tye kom as gevolg van die sonde in hierdie wêreld. So of jy Christus het en of jy nie Christus het nie, moeilike tye gaan kom. Die Bybel sê dit vir ons. In die laaste dae gaan daar swaar tye kom.
So volharding beteken nie alles gaan nou goed gaan in my lewe nie. Volharding beteken, en hoor my hart, it's gonna be a grind. Jy gaan skouer aan die wiel sit. Daar gaan tye kom wat jy soos Job voel, en jy sit op hierdie ashoop, en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Volharding beteken om vas te hou aan die enigste een wat jou kan werklik deurdra, en sy naam is Christus Jesus. En broers en susters, ek sê dit nie omdat ek 'n pastoor is nie, maar daar is nie 'n ander alternatief vir jou om te volhard, behalwe deur Christus Jesus nie. Daar is nie 'n ander manier hoe jy kan cope met die dinge in jou lewe, behalwe deur Christus Jesus nie. Daar's nie 'n ander manier hoe jy kan cope met verlies en swaar kry sonder Christus Jesus nie. Want Jesus is nie 'n alternatief nie. Jesus is die enigste opsie. Daar is nie 'n ander opsie buite Jesus nie, julle. Gaan kyk maar na die wêreldse flieks. Die vyand deceive ons so, gaan kyk maar in 'n fliek, as daar 'n moeilike tyd kom, die man verloor sy 'n werk, die volgende sien, waar sou hy? Binne in die bar. Want dis waar hy sit, en hy hang op hy counter, en hy wys dit vir daai ou nog ene, in plaas van daai man net na Christus toe gaan, of na iemand toe gaan wat vir hom bid. Want dis die illusie wat die wêreld bring. Daar's comfort in verslawing. Daar's comfort in hierdie goeters. In plaas om te sê, maar daar's eintlik comfort in Christus Jesus. En dis volharding. Om aan te hou, al kan jy nie. Om aan te hou, al wil jy nie. En gaan kyk maar na die karakters in die Bybel, en ek besef toe, daar's een ding wat dieselfde is by elke een het oorwin op die ou einde. Elke een, daar was nie een wat nie oorwinning beleef het in Christus Jesus nie. Was nie 'n enkele een nie. Volhard tot die bitter einde toe. Want ons het besef, wie is saam met ons wanneer ons volhard. Ek dink dit is die 'n groot ding, is dat ons moet besef dat God is saam met ons wanneer ons deur die moeilike tye gaan. Hoor gou hierso, Hebrews 13 vers 5, die B-gedeelte en vers 6, ek lees hier Amplified, dit een van my gunsteling Bybelverse. Nou gou een ding, julle Marlies het voorgesê en vir die oggend begin het, dis hy ons moet gefokus wees op die beloftes van die Here. Dat die Here sy lig laat skyn oor ons in die duisternis, maar daar is soveel beloftes wat die Here vir ons gee. Hierdie is nog een, hoor gou hierso. I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless. Nor will I forsake or let you down or relax my hold on you, assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently say, omdat die Here by my is, kan ek hierdie met confidence sê, the Lord is my helper in time of need, I will not be afraid, what will man do to me? Broers en susters, jy gaan nooit comfort kry nie. Jy gaan nooit encouraged word nie, as jy nie weet wie saam met jou in die stryd is nie. Want ons kry ons enigste troos, en die enigste manier hoe ons gaan ware comfort kry, en verligting kry, en krag kry, is as jy weet, dat jy weet, Here, U het gesê, U sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie. Die Here sê, I will never, under any circumstances, desert you, or give you up, or leave you without support. Daar's nie 'n oomblik, 'n sekonde in jou lewe, en onthou julle, dit voel baie keer so, nê? Kom ons wees eerlik, vleeslik voel dit vir ons, Here, ek is alleen, ek kan nie meer nie, ek is klaar, ek wil nie meer nie, maar die Here sê, jy is nie een oomblik sonder my nie. So al voel jy so, jy is nie. Jy's net nie in 'n posisie nou, om die Here te ervaar nie. Want jy is so vasgevang in hierdie seer, jy is so gefokus op jou reus, dat jy nie oorwinnings meer sien, wat jy al behaal het in jou lewe nie. Jy is so gefokus in die duisternis, in die gat waarin jy is, dat jy nie die Here kan sien nie. Want ons fokus is op die verkeerde plek. En dis dan wanneer ons voel, Here, ek is alleen. Ek ben Daniël in 'n leeukuil. Die Here sluit die leeu se bekke. Hulle nie eers enigiets aan hom toe nie. En my vraag aan jou vanoggend, as nie een karakter in die Bybel
sonder God was nie. Wat laat jou dink dat God jou los? Here, ons het God se woord om te lees oor wie die Here is. Ons het alles. Alles wat ons nodig het. Ons het toegang tot God se hart wat hy geskryf het vir ons as mens en nêrens in God se woord sê sorry, jy sonder my nie. Maar gaan kyk bietjie hoeveel moeite God die Vader doen dat ons net ons aandag op hom vestig. So vir my begin volharding by die wete dat die Here saam met jou is. Dieselfde Here wat saam met Moses hulle was, wat saam met Jesus Christus was, dieselfde wat saam met Paulus hulle en Petrus hulle was en saam met Johannes op die eiland Patmos was, dis dieselfde God wat vandag nog by jou is. En daarom is daai skrif, ek weet nie of ons al gewoond geraak het aan die skrif hier op by die ingangsportaal. We've seen what you can do, O God of wonders. But come and do the great things you used to in our time. Besef ons dat ons weet hoe die Here werk. Ons het gesien, ons het dit gelees, ons het gesien uit getuienisse van ander mense, dat die Here vandag nog red. Die Here gaan nie jou los, want geen een van ons is onredbaar nie. Die Here gaan jou nie los en sê, ekskuus François, my volharding is nou klaar. Sorry, dis nie die Here werk nie. Die Here vat jou hand en hy stap saam met jou hierdie pad. Een van die groot dinge, en ek voel hierdie is 'n bitter groot ding, wat ons volharding kom beïnvloed, is jou gedagtes. Is dit wat jy dink. Daar is 'n gesegde of 'n dingetjie wat ek gelees het van een of ander slim ou op die internet wat sê, of jy dink jy kan en of jy dink jy kan nie, jy is reg. So of jy dink jy gaan nie deur die moeilike tyd kom nie, jy is 100% reg. As jy dink jy gaan deur die moeilike tyd kom, jy is 100% reg. Julle besef ons, ek besef dit weer in hierdie week, hoe jou gedagtes 'n toxic plek is. Louwantjie hy kry krampies op sy maag, en hy gaan nie badkamer toe of enigiets, is net bietjie, ek sê dit net in die PG weer, of in die family weergawe, so hy gaan nie badkamer toe nie, en hy kry net krampe die hele tyd. Nou ek is 'n ou, obvious, maar ek is 'n man wat baie maklik oordink. Julle verskriklik vinnig. So as ek 'n afspraak met iemand maak, dan weet ek ten minste waaroor die afspraak gaan. Nee? Maar as iemand my eerste SMS en sê, luister François, ek wil jou sien. Julle, dan dink ek wat het ek verkeerd gedoen? Wat gaan hierdie ou sê? En ek voer hierdie gesprek met hierdie persoon in my kop ver voordat hierdie ou met my kom praat. En al wat ek kom doen, net kom koffie drink en te kom kyk of ek okay is. Ek het antwoorde hierso agter. Vir as hierdie ou sê, ek het dit, want ek is ongelukkig so. Ek oordink verskriklik vinnig. En met Louwantjie was dit presies dieselfde. Dadelik gaan my gedagtes na terminaal siek toe. Dadelik. Want ons gaan dokter toe, hulle kry niks fout nie. Hulle druk op sy maagie, hy het nie seer, hy het nie. Dadelik dink ek en ek bid, ek sê, Jesus Here, asseblief, dat ons nie deur hierdie gaan nie. Louwantjie is eintlik fyn. Maar dit wys net die krag van jou gedagtes. Jou gedagtes is 'n gevaarlike plek. En die rede hoekom dit gevaarlik is want niemand kan jou correct wat jy dink as jy nie vir die mense sê nie. So in ander woorde, dit maal die hele tyd, dit maal in jou gedagtes maal, en kort voor lank begin jy te glo dit wat jy dink. Want of jy glo jy kan, of jy glo jy kan nie, jy is reg. Ek wil lees hierso in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot vers 5, ek het dit al gedeel die week, ek wil dit weer deel wat jy dit nog nie gehoor het nie. Maar ons wapens, en ek lees die boodskap uit, ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie, gelukkig nie. Ons staan in die Here se diens, daarom kry ons al ons wapens by hom, daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nuus staan, selfs die heel sterkste vesting van die vyand. Met hierdie wapens vernietig ons elke vals argument, elke hooghartige leuen, onthou die leuen wat ons glo is dit wat jy dink somtyds, nê?
Want dit wat jy glo bind jou, en dit wat jy glo en dink, kan jou vrymaak ook. Wanneer jy die leuen glo, bind dit jou. Maar wanneer jy die waarheid glo, verlos dit jou. Hooghartige leuen, wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met God se wapens onderste bo, en hier is dit. En elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevangene en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil hê. Die Here gee vir ons wapens en ek is so dankbaar vir dit. As ek sê die Here is so goed vir ons en hy voorsien so baie vir ons dat hy gee vir ons wapens. Hy gee vir ons wapens waarmee ons moet veg. En die wapens gee hy nie vir ons om te bewaar in 'n kabinet en as jy al verbyloop dan dink jy, "Jesus, ons het awesome wapens nie." Die Here wil die wapens hê, ons moet dit aan ons wees. En die een wapen wat die Here vir ons gee is om elke gedagte gevangene te neem wat deur jou kop gaan. Want as jy dit nie doen nie, jou gedagte is 'n scary plek. Dit verinnerveer jou, dit vernietig jou, dit maak jou dat jy wil opgee. En dis hoekom ek sê, ek dink dat een van die hoofdinge wat ons laat wil opgee in ons lewe is ons gedagtes. Want ons dink, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Maar wanneer ons daai gedagtes gevange neem en elke keer as daai gedagte kom, as ek daarso by Louwan lê en ons salf om ons bid vir hom en dan kom daai gedagte op en sê ek, Here, ek neem my gedagte gevangene en ek kanselleer dit in Jesus se naam. En is dieselfde met volharding ook. Ek wil vanoggend vir jou vra, moenie ophou nie. Moenie opgee nie. Besef ons dat daar's 'n Here wat vir jou veg. Besef ons dat hierdie wapens en hierdie geestelike oorlog, besef ons dat ons lewe eintlik klaar in die oorwinning. Want die prys is klaar betaal vir ons ewige lewe. We are just passing through. En julle, ons sê die baie, hierdie is jou moeilikste tyd as kind van God, is jou aardse lewe jou moeilikste tyd. Jou glorie kom nog eendag. Jou ewige lewe wag vir jou. En dis hoekom Jesus sê, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Jou gedagtes is gevaarlik, want dit is net jy en jou gedagtes. Oppas wat jy dink. Oppas wat jy dink, en spesifiek wanneer ons praat oor volharding. Want om op te gee, so jy staan hierdie oggend op en jy dink, nou gaan ek opgee, en jy gee op nie. Jy gee al weke voor die tyd op, voordat jy eintlik opgee, want dit maal die hele tyd, en jy speel elke scenario af eers, en jy gaan deur al hierdie goeters, en dit bring bekommernis. Waar die Bybel uitdruklik vir ons sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Bekommernis is om te oordink, van ek moet dit, ek het nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek moet nie dit, en ons gaan net, en kort voorlank is jy in die spiral van depressie en wanhoop en angs. Ons moet leer om ons gedagtes gevangene te neem, want ons gedagtes is 'n oorlogsone wat ek dink ons gaan veg tot die dag wanneer Christus Jesus terugkom. Want julle, terwyl ons in die kerk sit, kan jou gedagtes dwaal. Terwyl jy in die kerk sit, terwyl jy besig is in jou stilte tyd, kan jou gedagtes dwaal. En staan jy op die oggend en jy bid en jy het gisteraand die weer gekyk en jy begin te bid en soos jy bid, begin jy te dink, "Jesus, Here, maar hier is eintlik 'n lekker dag. Ons kan nou see toe gaan. Jesus, kan dit met die kinders doen." En terwyl jy besig om te bid en die Bybel te lees, kan jou gedagtes beïnvloed word deur die vyand, want hy wil nie jy moet gefokus bid nie. Hy wil nie jy moet gefokus wees in jou stilte tyd nie, effektief wees in jou stilte tyd nie. Maar so kom ons weer terug na volharding toe. So met ander woorde, die een ding wat ons as mens keer, en ek glo is die grootste ding wat ons as mens keer om te volhard, is jou gedagtes. Nou met elke volharding boodskap lees ons hierdie 2 verse oorgehou hierso. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot vers 27. Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Belangrik julle, volharding is selfdissipline. Want as ons nie selfdissipline toepas in hierdie wedloop en in ons oefening en ons voorbereiding vir die wedloop nie, gaan jy uitsak. Maar wanneer ons gedissiplineerd leef en die regte kosse eet uit God se woord uit, en die regte water drink uit God se woord uit, en die regte oefening doen volgens die Gees, dan kan aanhou hardloop, selfs al raak dit moeilik. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat heel gou sal vergaan.
Maar ons as kinders van die lewende God, doen dit vir 'n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. Ek berei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie, terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie. Volharding is nie in die eerste kilometer nie. Nou ek is nie 'n ou, ek het nog nooit 'n marathon gedoen in my lewe nie, nog nooit 'n trail running gedoen of 'n fietswedren vir 600 km. Ek het nog nooit so iets gedoen nie. Maar ek besef net, almal van ons hier kan die Comrades begin. Almal van ons hierso. As daai skoot klap, kan elke een van ons hierdie plek kan die Comrades begin. Maar nie almal kan gaan klaarmaak nie. Bitter min gaan klaarmaak. Want ons het nie geoefen om die Comrades te hardloop nie. Pas op dat ons nie van die mense word wat hierdie wedloop van lewe, van die geestelike lewe begin en dit nie maak nie. Want die Bybel praat van daar's mense wat uitsak in die laaste dae. Omdat ons nie volhard nie. Omdat ons opgee en volharding gaan praat maar met die atlete en hier's ons baie atlete hierso in die dorp en in hierdie gebou. Ja, hier's 'n paar atlete hier. Volharding is hier waar daar nog 6 of 7 of 8 kilos oor is van die Comrades of van die 65 km of van wat ook al. Dis wanneer die volharding kom. Dis wanneer jy moet eintyd volhard. Want dan kom soms krampe en dan kom al die goeters en gelukkig is daar tente waar daar mense is wat jou kom bedien. So is dit nie ook dalk dat ons ook as mens, as kind van God, die kom bedien wat geestelik opkramp van hierdie wedloop nie. Hebreërs 12 vers 1 tot vers 2 skryf die Hebreërs skrywer, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Hy praat van Hebreërs 11, waar hy praat van die geloofshelde. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Die blydskap wat vir hom gewag het, is verlossing vir die mensdom. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie, en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. So wat ek vanoggend, ek is hier vanoggend om vir jou te vra, hardloop jy nog? En nie fisies nie, hardloop jy nog geestelik? Of het jy iewers langs die pad moeg geword? Het jy iewers langs die pad net gevoel, Here, ek voel nie meer nie. Ek ervaar nie meer nie. Here, wat help dit ek lees Bybel? Wat help dit ek bid? Wat help dit ek kom kerk toe? Here, ek gaan net hierso stop. Ek wil vanoggend vir jou vra, hardloop jy nog? En natuurlik, julle praat ons ook met volharding van geestelike groei, om nie op te hou bid nie, om nie op te hou Bybel lees nie, om nie op te hou tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here nie. Julle al voel dit nie vir jou of jou gebede werk nie. Dis nie ons wat die gebede beantwoord nie. Al voel dit vir Here, ek lees hierdie woord, maar dit verander niks nie. Op 'n tyd gaan die Here jou hart begin verander, en waarvan die hart van vol is op die mond van oor. Hou aan om jou hart vol te maak met God se woord. Dalk voel jy vanoggend, maar dit help nie, ek spandeer tyd in my binnekamer nie, want die Here is stoepstil. Ek vir jou sê vanoggend, moenie ophou bid nie. Moenie ophou vra nie, moenie ophou soek nie, moenie ophou klop nie, moenie stop om jou woord te lees nie, want as jy jou nie gaan vul met die woord nie, jou nie gaan vul met gebed nie, as ons nie gaan volhard op die geestelike goed nie, gaan die onkruid begin oorvat in jou lewe. En jy gaan begin verder en verder van die Here af wegdwaal. Ons moet nooit ophou soekend wees na die Here nie. Nooit. Ons moet nooit ophou, of nooit op 'n plek kom, wat ons toelaat dat die vyand jou breek, en vir jou sê, maar dit help nie, jy lees Bybel nie.
Ons kan nie alles onthou wat ons geëet het deur die jaar nie. Sommige van ons kan dalk en well done, maar jy kan nie altyd onthou alles wat jy geëet het 15 jaar terug nie. Maar jy weet, as jy nie geëet het 15 jaar terug nie, sou jy nie 15 jaar nog geleef het nie. En dis dieselfde met God se woord ook. Jy kan nie altyd alles onthou wat gepreek was, of die woord wat jy gelees het en ingeneem het, maar jy weet, as dit nie vir hierdie woord was nie, sou jy nie kon staande bly nie. Moenie ophou nie. Onthou, dit wat jy glo bind jou, of maak jou vry. As jy die leuen glo dat die Here jou nie hoor nie, gaan jy vasgevang word in die leuen. Van die Here sê oor ons, hy luister na ons. Jy sal heen gaan en tot my bid en ek sal jou gebed verhoor, sê die Here. Maar ek besef net weer, die mensdom kry swaar. Ek besef net weer dat daar soos mense wat ons as mens gaan deur moeilike tye, julle. Ons gaan regtig deur daar soos en ons almal weet van mense. Ons almal weet of dit nou ons familie is, wat dalk ver is of waar ook al, die mensdom kry verskriklik swaar. En ek wil juist praat oor volharding van lewe. Dat jy nie sal opgee wanneer jy voel jy kan nie meer nie. En ek wil hierdie volgende lees en dit is uit die boodskap wat ek gebring het 'n paar maande terug onder die besembos. En dalk is hier iemand wat nie hierso was nie, maar dalk is jy vanoggend hier en jy voel, Here, ek is klaar. Ek kan nie meer nie. Ek is op. Ek is op my laaste. Ek is onder die besembos. Ek graag hierdie storie deel. 1 Konings 19 vers 1 tot vers 4. En nie onthou, Elia, net vinnig, Elia behaal 'n massive oorwinning in die woord. Want hy bid vuur uit die hemel uit. Okay, hoor gou. En Agab het aan Isabel meegedeel, alles wat Elia gedoen het, ja, alles hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. So hierdie kragtige man van God kry 'n boodskap van 'n persoon af wat sê ek gaan jou doodmaak. Wat jy gedoen het aan my dienaars, ek gaan dieselfde aan jou doen. Hierdie kragtige man wat nou net vuur uit die hemel bid, hoor gou hierson. Toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Kom terug na ons gedagtes toe. Elia behaal 'n massive oorwinning. En hierdie dreigement kom, en hy beland onder die besembos, 'n plek van waar hy net kom van oorwinning, en die Here in God die Almagtige, beland hy onder die besembos, waar hy sê, ek wens ek sterf. Ek's klaar. Nou die besembos is 'n plek van verslaanheid, van defeat of moedeloosheid. Dit is 'n plek van vrees as gevolg van mense, dit wat mense sê, of van die situasie in jou lewe. Dit is 'n plek van wegvlug, van opgee, handdoek ingooi, of ophou. Maar onder daai besembos is waar die vyand die hardste praat met jou. En hy sê vir jou, hierdie is jou bestemming, hierdie is jou laaste, hierdie is jou einde, hier is waar jy gaan sterf. Nou die leuen wat ons glo hier is, dit is beter vir my onder die besembos. Beter vir hom te lê, onthou een ding, dit is vleeslik normaal vir ons om verslae te voel, om moedeloos te voel, want dit is alles emosies wat ons beleef wanneer tragedie kom, of wanneer enigiets gebeur, raak ons moedeloos en ons voel wanhoopig. So dit is 'n reaksie op dit wat gebeur in ons lewe. Die gevaar is as jy toelaat dat die vyand, of as jy luister as die vyand vir jou sê, hierdie is jou bestemming.
hierdie besembos, dis jou plek. Ek wil vandag vir jou sê, jou plek is nie onder hierdie besembos nie. Jou plek is by die voete. Dis nie vir jou beter om te bly onder die besembos nie. Jou plek is by die voete van Abba Vader. Want is daar waar hy jou kom bedien, is daar waar hy vir jou voorsien. Dis nie vir jou goed om te lê onder hierdie besembos nie. So die leen is, hier is my einde, ek is klaar, ek kan nie meer nie, maar die waarheid is, die besembos is ook 'n plek van God se voorsiening. Hoor gou hierson. 1 Konings 19 vers 5 tot vers 7, daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek op warm klippe gebak, en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te lank. Onder die besembos kan die Here selfs daar 'n ontmoeting met jou hê. Want is nie vir jou goed, en die Here weet dit, om te lê onder die besembos nie. Dis hoekom die Here vir Elia 'n tweede maal of 'n kruik of 'n broodkoek gebak het op warm klippe, 'n kruik ijskoue water, om gegee om te drink en sê, jy moet staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel. Hier's dalk iemand wat moet hoor vanoggend, staan op en eet. Staan op uit jou besembos uit. Want om volharding is 'n keuse. Die besembos is 'n plek van keuse, van wen of verloor. Is 'n plek van hierso gaan ek bly, of ek gaan opstaan en volhard tot die bitter einde toe. Ek gaan opstaan en ek gaan eet van dit wat die Here vir my gee, en ek sal volhard en die oorwinning behaal op die ou eind van die lewe. Volharding is 'n keuse, dis 'n wilsbesluit. Kies vandag om op te staan onder die besembos. Kies om te volhard tot die bitter einde toe. Moenie opgee nie. Moenie opgee op lewe. Moenie opgee in jou geloof nie. Moenie opgee in jou stilte tyd, in jou woord. En dalk is daar iets anders wat die Here vir jou sê ook. Wat ook al dit mag wees wat jy wil opgee wat van die Here af is, moenie. En ek weet dit is my makliker gesê as gedaan van hierdie kant af, maar moenie opgee op dit wat die Here vir jou gee nie. Los die ander goed dalk, ja, maar volhard tot die bitter einde toe. Die gewoonte van volharding. Omdat julle gewoonte word gekweek. Dis nie oornag nie. En hier is nie 'n gewoonte om het af te water later, want ons weet 'n gewoonte raak afgewater later, dan is 'n gewoonte, want jy doen dit oor en oor, maar hierdie is 'n gewoonte, wanneer ons praat oor hierdie gewoontes, is dit 'n default, 'n reset, om te sê, maar Here, mag dit my default opsie wees, elke keer wanneer ek in 'n moeilike tyd gaan, om te volhard en nie op te gee nie. So kom ons volhard tot die bitter einde toe, want die Here is met jou, oral waar jy heen gaan. Amen, kom ons bid. Vader, dankie vir hierdie oggend, dat ons kan saamkom in die teenwoordigheid, en Here, dankie dat ons kan, dat ons 'n God het, Here, wat daar is vir ons, en ons help, en ons ondersteun, en ons bemoedig, en ons versterk. Dankie vir dit, Here. Vader, ek wil regtig bid, as hier iemand is wat onder die besembos lê, dat ons net vanoggend, Here, dat ons mekaar sal help en ondersteun, asseblief, Here. En as iemand onder die besembos het, ons kan opstaan, Here, en besef ek moet eet uit God se woord, ek moet drink uit God se woord uit, want anders gaan die pad vir my te lank word. Here, kom raak ons aan, asseblief, Koning Jesus. Vader, dankie vir wie U is. Kom help ons om te volhard tot die bitter einde toe, Here. En dankie dat U saam met ons is, as ek moeg is en moedeloos is U die een wat my deurdra en my help en krag gee en bemoedig. Here, volharding bly altyd 'n keuse. Here, ons weet wat die woord sê van volharding. Ons weet wat die woord sê raak aan al die goeders, en dit is nie 'n keuse. Dit is 'n besluit. Sê ek wil volhard tot die bitter einde toe. En Here, ons bring al die eer en al die lof kom U toe. Here, dankie vir wie U is. En ons loof U, Here. Amen.